oplos van lineêre vergelykings en ongelykhede. Reg, nou om 'n lineêre vergelyking op te los, is die basiese idee wat ek wil doen, is ek wil al die x-terme aan die een kant kry, en ek wil al die getalterme aan die ander kant kry. Hoe dit klink of hier reën op pad is hier agter my. Dit sal nogals lekker wees. Ok. So as ek nou byvoorbeeld het, hierdie is nou baie basies, maar ek gaan nou dit bietjie moeiliker maak, dat jy net kan sien. As ek nou byvoorbeeld het, x minus 5 is gelyk aan 6, hierdie is 'n x-term, so hom wil ek aan die linkerkant hê, en hierdie is dan nou getalle, en dit wil ek aan die regterkant hê. So ek het 6, ek vat die 5 oor, dan word hy nou mos nou plus aan die ander kant, en dan het ek x is gelyk aan 11, 6 plus 5 is 11, reg. Kom ons maak dit net gou so klein stappie moeiliker. Sê nou maar ek het 2x minus 3 is gelyk aan 11. 2x minus 3 is gelyk aan 11, reg. So ek wil my x-terme aan een kant hê, en ek wil my getalterme aan die ander kant hê, so ek gaan hierdie minus 3 oorbring, en word hy plus 3, en dan is 2x mos nou 14, en ek deel net beide kante met 2, sodat x dan nou 7 is. Hierdie is baie elementêr, maar hulle kan dit nou natuurlik vir jou bietjie moeiliker vra. Kom ons kyk net gou na 'n bietjie moeiliker tipe vraagie. Ek het nou, sê nou maar, x plus 3 minus 4 is gelyk aan 3x minus 1, soos dit. Reg, nou is my probleem, ek kan sien dis 'n lineêre vergelyking. As jy nie seker is wat 'n lineêre vergelyking is nie, daar is 'n video oor die tipes vergelykings wat mens kry, dan kan jy ook net daar gaan kyk weer. Maar nou is my probleem is, ek wil my x aan een kant kry, my getalle aan die ander kant kry, maar nou is hier 'n x en 'n getal saam in 'n hakkie, en 'n x en 'n getal saam in 'n hakkie. So ek wil hierdie x en hierdie getal gaan split, gaan opbreek, dat hulle aparte terme is. So wat ek dan nou natuurlik gaan doen is, ek gaan hierdie getalle inmaal en aparte terme gaan skryf. So ek gaan maal die 2 in, dan het ek 2x, ek maal die 2 in en ek het 6, en dan hierdie minus 4 bly daar. Daar is ook 'n hoofstuk oor produkte, 'n video oor produkte, as jy nie seker is hoe om hakies in te maal nie. Dan kan jy ook net jou geheue gaan verfris daar. Dit is altyd goed as daar enigiets is wat jy nie weet nie, gaan terug na die basiese video's toe, sodat jy net jou geheue kan verfris, want daar is sekere basiese dinge wat mens reg deur die bank gebruik, konstant, en as mens nie daai basiese, partykeer mis mens net 'n klein stukkie van daai basiese kennis, en dan maak dit dat mens probleme optel, of nie sekere goed verstaan nie, en as mens net daai basiese kennis, waarvan hierdie eintlik nog deel is, maar as mens nie daai basiese wiskundige begrippe en kennis het, dan enigiets niets wat iemand vir jou verduidelik in die skool of in ekstra klasse, of selfs op universiteit nog, is nie vir jou moeilik om te begryp nie, want mens kan die taal wat die mense praat volg en die taal verstaan. Reg, so nou vat ek my x na die een kant toe, dan het ek 2x minus 3x aan die kant. Ek skryf nou maar elke liewe stappietjie uit. Jy kan nou natuurlik van hierdie stappe uitlos as jy nou 'n bietjie vinniger dink, en dan 2x minus 3x is dan nou minus 1x of minus x, en minus 3 minus 2 is minus 5. En dan soek ek nie minus x nie, ek soek plus x, so ek gaan dan nou net met 'n minus 1 maal, sodat my tekens dan nou net positief is. Reg, ek wil net gou vir jou wys, sou hierdie nou 'n ongelykheid gewees het. Die verskil tussen 'n vergelyking en 'n ongelykheid is maar net die teken. Hierdie is gelykaans, en 'n ongelykheid het 'n kleiner as of 'n groter as, of 'n is gelyk aan, kleiner gelyk aan, groter gelyk aan in. As ek hierdie presies dieselfde som sou gedoen het as 'n ongelykheid, net om vir jou te wys, dit werk presies dieselfde. Daar's net een klein verskilletjie tussen die twee tipe somme. As jy met 'n ongelykheid werk, moet jy net onthou, as jy met 'n minus maal of deel,
enige getal minus, maal of deel, dan gaan jy net die teken omswaai. Kom ons maak dit 'n kleiner gelykant. Dit kan nou natuurlik 'n groter as of enige so iets ook wees. So ek gaan nou hierdie gaan inmaal. Dan het ek 2x plus 6 minus 4 is kleiner gelyk aan 3x minus 3. Kyk, ek volg presies die stappies wat ek daai kant gevolg het. Ek hou net, in plaas van 'n is gelyk aan, het ek nou net 'n kleiner gelyk aan teken. En hierdie word dan nou 6 minus 4 is 2, so 2x plus 2 is kleiner gelyk aan 3x minus 3, en dan gaan maak ek nou my x aan die een kant bymekaar en my getalle aan die ander kant, so ek het 2x minus 3x wat dan nou minus x is, en minus 3 minus 2 wat dan nou minus 5 is. Ek vat daai 2 oor en hy word 'n minus. So hierdie is minus x, en hierdie is minus 5, en nou het ek minus x is minus 5, nou gaan ek hier, ek gaan net vir jou baie duidelik daar herinner, met 'n minus maal, en as ek met 'n minus maal, dan maak ek die kleiner gelyk aan 'n groter gelyk aan, en dan word x groter gelyk aan 5. Laat ek net gou vir jou verduidelik, hoekom jy daai teken omswaai. As ek op 'n getallelyn kyk, hier's 0, daar's minus 5, daar's 5, en dan hierdie kant toe kry ek ons nou getalle groter as 5, 6, 7, 8, 9, en hier kry ek ons nou getalle minus 5, minus 6, minus 7, kan jy sien, hulle is spieelbeeld van mekaar. En wat gebeur op 'n getallelyn is, minus 2, minus 3, ek het nou nie spasie daar om almal in te sit nie, minus 5, 1, 2, 3, 4, 5, hulle spieelbeelde van mekaar, en wat gebeur op 'n getallelyn is, soos dat ek hierdie kant toe beweeg op die getallelyn, raak die getalle groter, en soos dat ek hierdie kant toe beweeg op die getallelyn, raak die getalle groter. Maar as ek kyk na die positiewe kant van die getallelyn, as ek gaan na hierdie kant toe wat groter is, dan doen ek 5, 6, 7, 8, waar op die negatiewe kant, as ek groter gaan, dan gaan die getalle kleiner, as dit vir jou sin maak. So soos wat ek groter gaan, word die getalle minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. As ek daai kant toe gaan, soos wat die positiewe getalle van die uitdrukking groter word, want daai kant op die getallelyn is kleiner, en hierdie kant op die getallelyn is groter. So soos wat ek daai kant toe gaan, na minus 5, minus 6, minus 7, wat as ek aan die positiewe getalle van daai getalle dink, dan voel dit vir my, dit raak groter, maar eintlik raak daai getalle kleiner. So dit is hoekom, as ek met 'n minus maal of deel, die oomblik as ek 'n teken verander van positief na negatief toe, dan is groter kleiner en kleiner groter. So dan word 'n kleiner as 'n groter as, en 'n groter as word 'n kleiner as. Dit is maar hoekom dit so gebeur. Reg. So net 'n idee vir ongelykhede, dit is presies hoe dit werk. Kom ons kyk gou nou na nog 'n lineêre som wat 'n breek in het. As ek nou met breuke werk, jy sal weer sien hier, dit dieselfde konsep kom in by die hiperboliese funksies, maar hierdie is nou 'n lineêre vergelyking, want die x'e is in die teller. In hiperboliese funksies, pas op vir dit, is die x'e in die noemer, daar's 'n verskil. As jy hierdie sien, sonder nou daai is gelyk aan y, in 'n toets, en jy is besig om grafieke te teken, funksies hoofstuk, moenie verward raak en dink vir jouself, hierdie is 'n hiperboliese funksie. Ja, hy lyk op die oog soos hiperbolies, maar die x is bo. Die hiperboliese funksie gebeur as die x onder is. Reg, so maak net seker ook, onthou dit, is 'n lekker uitvangvraagie wat hulle lief is om voor te vra. Ek weet nie of julle kan hoor hoe begin dit nou reën hier agter my nie, maar dit is nogals ongelooflik lekker dat dit nou so begin reën. Reg, so wat ek gaan doen met, as daar 'n breek is ek maal reg deur met die kleinste gemeene veelvoud. Ag, ek jok, met die grootste gemeene, dit is met die kleinste gemeene veelvoud. Ok, ek gaan maal reg deur met die kleinste gemeene veelvoud, wat bedoel die getal,
wat 9 en 3 beide in kan gaan. So ek kan nou regdeur gaan maal met 3, maar dit gaan nou nog steeds daar 'n breek los. Ek wil eintlik nou van die breuke ontslaa raak, ek wil dit nie daar hê nie. So ek gaan nou regdeur maal met 9, want 9 gedeel deur 3 gee vir my 3, so dan gaan ek nou daar van die breek ontslaa raak, en 9 gedeel deur 9 gee vir my 1, so ek gaan daar ook van die breek ontslaa raak. Nou vir daai doeleindes, gaan ek nou sommer 'n ander kleur pen gebruik. 9, as ek met 9 maal, dis mos soos om met 9 op 1 te maal. So ek kan maar net met 9 op 1 maal. As jy onseker is hoe om met breuke te maal, daar is ook 'n video daaroor. So ek gaan maal met 9 op 1, 9 op 1, of as ek nou net 'n getal met 9 op 1 maal, is dit maar net die getal maal met 9. So hierso, as ek nou met 9 maal, dan deel daai mos nou, daar bly daar nou net 3 oor, dan is dit x maal met 3, wat 3x is op 1, wat ek nou nie nodig het om te skryf nie. En 4 maal met 9 is 36, en 9 kanseleer uit, dan het ek net x op 1, wat nou net x is. Reg, so daar's nou daai, en dan wil ek nou my x getalle aan die een kant hê, so 3x, en ek bring hierdie x oor, en ek wil my getalle aan die ander kant hê, so ek vat daai 36 oor. Dan is hierdie mos nou 2x, en dit beteken dan as ek deur 2 deel beide kante dat x 18 is, reg. Wees ook sommer bewus daarvan, met vergelykings kan jy regdeur sommer net met 'n getal maal. Die vergelyking bly nog steeds dieselfde. So sê nou maar, ek gaan dit net vir jou in baie maklike wiskunde net gou wys. Sê nou maar ek het dat 3 is gelyk aan 3. As ek regdeur met 2 maal, ek maal met 2, dan het ek 6, en ek maal met 2, dan het ek 6. 6 is nog steeds gelyk aan 6. Dit is as ek met 'n vergelyking werk, as daar 'n is gelyk aan teken staan. Met uitdrukkings kan jy nie sommer net met 'n getal maal nie. Ek kan nie sê as ek nou het 3x plus 2 en ek wil dit nou vereenvoudig of iets, maar ons nie is gelyk aan teken in die breek nie. Daar's nie is gelyk aan teken in die uitdrukking, kan ek nie nou sommer net hier gaan maal met 3 en dan sê dit is 9x plus 6 nie, want as ek het 'n getal sonder 'n is gelyk aan teken 9, kan ek nie dit maal met 2 en sê 9 is gelyk aan 18 nie, dit is nie waar nie. Reg, so wees versigtig, jy kan regdeur maal met 'n getal sonder om die vergelyking te verander, as dit 'n vergelyking is, maar jy kan dit nie doen met uitdrukkings nie. Dit is veral handig om te weet as jy met breuke werk. Ek kry baie keer dat mense nou 'n breuk het, so sê nou maar 3x plus 12 op 6x minus 8, en dan maal hulle sommer net met, dan maal ek sommer net met 6x minus 8 op 1, en dan werk hulle met 3x op 12, om dit nou te vereenvoudig. Jy kan nie dit doen nie. As ek gehad het is gelyk aan 2, en ek wil x uitwerk, dan kan ek dit doen. Maar as ek nie is gelyk aan teken het nie, kan ek nie, ek verander die breuk actually. Wat jy wel kan doen, is jy kan met 1 maal, want as jy met 1 maal bly hierdie mos dieselfde, en dan kan sê nou maar gaan sê op 6x plus 8, 6x plus 8, want enigiets op homself is mos nou 1. So ek maal die breuk met 1, ons nie 'n vergelyking nie, maar ek maal die breuk met 1, en dan kan ek van daar af verder werk. Ek kan dit doen om die wiskunde bietjie te manipuleer. Reg. Kom ons kyk nou gou-gou na 'n ongelykheid van hierdie. As ek het x op 3 minus 4 is groter as x op 9, dan gaan maal ek regdeur met 9, dan kry ek 3x minus 36 is groter as x. Jy sal sien die stappies lyk nou weer presies dieselfde, net om vir jou te wys, daar's nie 'n verskil nie. Die enigste verskil, weet jy nou al hopelik, is
as ek met 'n minus maal of deel, dan swaai ek net die teken om. So dan gaan ek nou al my x'e aan een kant kry en al my getalle aan die ander kant, en ek het 2x is groter as 36. Nou gaan ek deel met 2, maar dis nie 'n negatiewe getal nie, so hy bly ook nog maar steeds x is dan groter as 18. Dit werk presies soos wat daai werk. Die enigste ding wat ek net moet onthou is, as ek met 'n minus deel of maal, dan swaai die teken om. Reg. Kom ons kyk na 'n laaste lineêre oplossing. As jy nou al vertroud is met dit, pause sommer die video as jy die vraag het, en dan probeer jy hom eers op jou eie, en dan as jy reg is en jy weet wat die antwoord is, dan kan jy play en dan kan jy kyk of jy dit reg gedoen het. Reg, dit is altyd goed om jouself te challenge en om jouself te probeer verbeter en eerder die wiskunde self te doen as om te sit en kyk brein dood hoe iemand dit doen. Mens moet probeer om jouself heeltyd aktief betrokke te kry, dink oor wat gaan die volgende stap wees. Probeer voorspel wat dink jy gaan die juffrou nou volgende doen. Probeer raak sien wat sou jy anders gedoen het, of hoe sou jy dit vinniger of makliker gedoen het. Die oomblik as mens se brein net aktief betrokke kry by wat voor jou aangaan, dan leer jy ook soveel meer. So ek gaan reg deur hierso met 10 maal, want 5 en 10 se kleinste gemeene veelvoud is 10. As jy nie weet wat se kleinste gemeene veelvoud nie, daar is ook 'n video daaroor. Reg, wat ek definisies van 'n paar dinge, dis nie dieselfde video as die priemgetalle en die priemfaktore en veelvoude. Reg, so ek gaan hiersom, gaan ek maal met 10. Nou as ek met 10 maal en gedeel deur 5, dan word daai mos nou eintlik nou maar net 2, kan jy dit sien. Dat as ek hier met 10 maal, dan sit 10 op 5 en dan het ek nou nog daai stukkie nie geneem nie. So ek kan nou baie maklik, hier is nou 'n ander metode, net 2 maal met 2x minus 1 vat, want 10 op 5 is 2, dit is waar dit vandaan kom, en dan daai stukkie. Reg, of jy kan maar gaan maal met 10 op 1 en uitkanselleer en sien dis 2 en daarso is dit wat ek nou het, reg? En as ek hier met 10 op 1 gaan maal, dan kanselleer daai uit en ek het 3x minus 1. Nou wil ek aparte terme hê, want vir lineêr soek ek my x se een kant, so ek gaan maal daai in, dan het ek 4x minus 2, 3x minus 1, en ek sorteer al my x'e aan die een kant. Onthou as jy hulle oor die is gelyk ontbring, dat jy hulle teken verander. En dan het ek x is gelyk aan 1. Reg, en dan nou natuurlik hierdie kan presies dieselfde werk as ek die ongelykheid doen. Ek sal dit nou presies dieselfde werk vir kleiner gelyk aan, kleiner gelyk aan, kleiner gelyk aan, en omdat ek nêrens met 'n minus gemaal of gedeel het nie, ek het net getalle oorgeskuif, gaan hy nou nie eers omswaai nie, dit is presies hoe sy ongelykheid ook sal lyk. Reg, dit is lineêre vergelykings en ongelykhede.